Goeiemôre, ons is vanoggend hier by die Afrikaanse Oorseunskool. Ons is selfs met Roan Jacobs, die rugbyhoof. Roan, help my net reg met jou presiese titel. Ek weet nie of dit direkteur rugbyhoof. Kan jy my net sê wat presies is jou postitel by die Affies? Ja, môre is nie, ek is hoof van rugby by Affies, nie direkteur nie, ek het nie aandele in die plek nie. So ek is hoof van rugby en dan hoofafrigter by die eerste span. Roan, ek en jy het rukkie terug voor die Noord-Suid toernooi het ons gevra oor die logistiek wat 'n uittocht so Saterdag vooraf gaan. Dit jy vir my gesê, dit is nogal groot. Nou ek dink nie mense wat skole rugby volg weet wat ingaan, die energie, die harde werk, die koördinering om soveel honderde seuns in Bloemfontein terug te kry. So vertel asseblief vir ons eerstens, hoeveel seuns gaan, hoeveel wedstryde is daar, en met hoeveel busse gaan? Ja, môre ons is bevoorreg om so 'n bepaling te kan hê elke jaar teen Grey. So hierdie jaar gaan meer as 900 seuns af. As ek praat van 900 seuns, dan sit kultuur en allerlei ander sporte soos fietsry en golf en tennis. Rugby spanne is ons bevoorreg om 1 tot 9 te speel en dan A tot F in elke ouderdomsgroep. Die logistiek rondom dit is moeilik, soos jy kan dink om 900 seuns van Pretoria na Bloemfontein te kry is nie maklik nie. Ons het darm 'n gedigte span wat dit nou al lank doen hier by Affies, wat ons agter die skerms help met dit. Maar soos ek sê, dit is so groot eer en 'n voorreg om so opponente kan speel in Bloemfontein. Dit voel partykeer nie soos werk nie. Jy weet, jy skep 'n geleentheid vir 'n seun wat dit dalk een keer in sy lewe kan hê, en ek dink hy maak vriende aan Bloemfontein vir die res van sy lewe. So dis 'n regtig unieke bepaling wat ons het met Grey. Jy het nou nog nie gesê hoeveel busse gaan jy nou? Ons is gewoonlik so 28 busse wat afbeweeg as jy so kyk na 900 kinders. Ja, so 28 busse wat Vrydagoggend hier wegsleep Bloem toe. En dan as ons daai kant kom, word hulle ons sê in Engels uitgehost deur sy Grey opponent. So die koorhouens gaan na die koor seuns toe en dan kom ons sê jy speel onder 15C senter, jy word uitgeplaas saam met jou onder 15C senter teen wie jy speel. En dan het jy nou jou Vrydag aand saam met jou opponent en dan Saterdagoggend kom jy weer saam met hom veld toe. So dis ook 'n interessante verwikkeling waar die seuns 'n bietjie bonde bou met seuns van Grey af. So is dit 'n tradisie wat nou... Ja, dis nog altyd 'n tradisie. Ek moet sê die een ding wat bietjie verander het, ons het in my tyd toe ek gespeel het ons bietjie trein gery in die aande. Daai het nou verval. Ons ry nou bus, soos ek sê 28 busse. Maar die feit dat jy uitgeplaas word saam met jou opponent die Vrydag aand en dan kom jy Saterdag saam met hom veld toe. Dis nog altyd so. Dis nog altyd 'n tradisie. Ek dink is 'n mooi ding met so 'n bepaling. Ek dink as jy na die opvoedkundige waarde daarna kyk, is dit baie goed en jy kan so 'n bietjie skouers skuur met 'n ou wat in 'n ander seunskool is in Bloemfontein. Jy weet wat baie waarde toevoeg. Roan, ry die busse gelyk of ry hulle in sarsies? Ons ry in sarsies, so tussen 5 uur sal daar bus ry, 6 uur en 7 uur. Ons het hokkie bepalings Vrydag en dan op ons kultuuraand is ook Vrydag, so van daai seuns moet bietjie vroeër al wees. So ja, dan die rugby sal natuurlik nou die laaste busse sal ry. Ons speel is die Saterdag, so ja, ons ry so 3 sarsies van 5 uur die oggend af Vrydag. Ek neem aan jy hou daarom ergens stil op pad. Ja. Ons stop daarom by Kroonstad, ja, waar ons bietjie kan eet en so 'n bietjie van 'n blaaskans hê en dan is ons weer op pad. Maar 'n groot vraag is nou dit. Ek het ook vir jou laas hieroor gevra. Hoe maak julle seker almal kom terug wat gegaan het? Nee, so die kontrole, soos ek sê, is baie belangrik vir ons. Ons het ons prosesse in plek. Is daarom nie die enigste bepaling. Ek dink as jy vat, ons het gym toe gegaan ook. Jy weet net om al die roukolle goed reg te kry rondom dit. Soos ek sê, ons het 'n gedigte span agter die skerms wat seker maak al daai logistieke goed is in plek en al die data word gevang. Ek moet sê in vandag se tyd met al die apps en goed wat jy kan hê by skole, jy weet, dit raak dit so klein bietjie makliker. Maar die admin bly nog daar wat elke afrigter voorsorg en ja, ons is al uitgeleer oor hoe so 'n proses moet werk. So ons is baie dankbaar vir dit. So julle gaan niemand in Bloemfontein vergeet? Ja, die plan is sodat almal so toe gaan en almal terugkom, ja. Roan, dan jy moet gou jou hoofafrigter hoed opsit. En hy sê wat jy dink van die feit dat Grey nou hulle laaste 2 tydsuitslae verloor. Weet jy enigiets aan? Nee, nie regtig nie. Ek dink as jy kyk na die opponente, dit ons weet self hoe goed gemis. So
dit sou altyd 'n harde wedstryd gewees het en dit was toe en ek dink Grey was op 'n stadium 21-12 voor en 'n klein veranderingkie in spel het toe veroorsaak dat Gim so 'n bietjie momentum gekry het en hulle kon wen. Selfs met die afgelope naweek teen Parel Boys. Ek dink die wedstryd was in die weegskaal gewees net na halftyd. Toe was daar 'n klein fout wat hulle begaan het en dit het Parel Boys die geleentheid gegee om kort voor te kom. So ons weet Grey is 'n gedigte teenstander. So ons lees glad niks daarin nie. Ons weet wat vir ons wag Saterdag. Ek dink ons vat baie lesse uit die vorige keer toe ons daar was in 2023 en dit sê as jy gaan dink is dalk ietsie anders as Grey gaan jy mooi rugby les geleer word. So ons sien uit na Saterdag, ja. Wanneer laas het julle in Bloem gewen? Ons het 2015 laas in Bloem gewen. My opafrigter meneer Jaco Koch, hy was toe die hoofafrigter geweest. So ons steun baie op hom vir 'n week soos vandag om net by hom nog so 'n paar notas so goed te vat wat hulle gedoen het daai tyd om te wen, want ons weet dit is 'n moeilike veld om te wen. So dis nou al 'n goeie 10 jaar terug. Ons wil graag kyk of ons die naweek jy weet daai 10 jaar dalk kan verander. Julle is gewoond daaraan om voor groot skare te speel en in hoë druk wedstryde. Maar hoe berei jy jou span voor vir 'n groot teen Grey, want daar is soveel spogregte op die spel. Ek meen, as jy by Grey instap, dan drink jy eintlik die kultuur in. Ja. Dit is so ongelooflik geskool en so hy het soveel tradisie en soveel Springbok al opgeleer. So dat selfs die ou wat die groot wedstryd temperament het, sal waarskynlik onder druk wees ook Saterdag. Hoe berei jy ons voor vir Saterdag? Wanneer hulle gaan voor duisende mense speel, waarvan waarskynlik 99% bankvas agter Grey is. Ja, kyk, ek dink is 'n gesprek wat jy het vroeg in die week. Kyk, is nie die seun se eerste keer teen Grey nie, so ek moet sê dit help baie. Ek moet dit vergelyk met 'n bepaling soos teen Parel Gim of teen Polroos wat ons nou al gespeel het. So ek moet sê die span wat ek tot beskikking het is gewoond aan hierdie groot oomblikke. So ook aan hulle kant. So dis nie iets wat vreemd is aan ons nie. Ons praat oor klomp goed soos jy sê die veld of die kleedkamer waar ons gaan wees. Jy weet gelukkig is daar seuns wat al goed gedoen het teen Grey in 'n skoolloopbaan. So ja, so ons steun maar op hulle ervaring en soos ek sê die ervaring wat ons al opgedoen het in die jaar teen Parel Gim en teen Polroos waar daar ook baie mense was en jy weet ek vat maar net terug na Polroos toe. Ek dink hulle was daai tyd 23 wedstryde wat hulle nie verloor het nie en ek dink by Wilde Klawer was almal redelik bankvas agter hulle gewees om daai segetog voor te sit en ons was toe bevoorreg om dit te kom breek. Maar ons druk maar baie ervaring om ons Saterdag te lei. Jy het 'n boetie wat hier agter hom staan wat trots daarop is om 30 sekondes ouer as jy te wees. Neil, die nuwe hoofafrigter van die nummer 18 Kruiningspan van die Blou Bulle. Julle het altyd saam vir die Witbulle gespeel. Ek aanvaar teen Grey. Korrek. Ja. En het julle gewen? Ons het daai jaar gewen. Wat jaar was dit? 2006, ons was bevoorreg om in 2005 in graad 11 te wees, toe Affies, ons dink was 20-3 agter te wees, en toe wen ons daai wedstryd 27-20 op Grey, en toe die vorige jaar, toe ons in matriek was in 2006, toe het ons hier kom speel en ons het daai wedstryd 18-13 gewen so. So jy weet net van wen? Toe ek op skool was, het ek nie teen Grey verloor nie, van graad 8 af, so ja, so ek en heel, ja, ons het goeie ervaring gehad van hierdie bepaling, so ja, ons sal dit graag wil voortsit Saterdag, ja. Plaat het jy ooit dat daar 'n Vrystaatse ref is in die weer van die game? Nee, glad nie, soos ek sê, ons... Jy glimlag. Ja, maar iets sê. Altyd interessante vrae en ek weet Affies het in die geskiedenis goeie uitstappies gehad by Grey en ook interessante uitstappies gehad teen Vrystaatse refs. Maar nee, ons is nie geworried daaroor nie. Weer eens ons speel in Kimberley teen Diamantveld. Ons het weggespeel in die Kaap met klomp verskillende skeieregters daar en selfe met hierdie naweek. Jy weet, ek dink die Vrystaat Rugby Unie doen baie goed deur hulle skeieregters op te lei. Ek dink nie daar is te veel rugby Saterdag gaan bloem nie, so die beste skeieregters sal beskikbaar wees vir die Affies Grey bepaling. So nee, dit pla my glad nie. Ons fokus is maar op ons en ons spel seker te maak ons is ons beste weergawe. Vandag terug na jou span vir Koningsluis vir dis hierdie seisoen. Een is uit verloor en gelyk op gespeel.
Wat dink jy in watter fasette kan julle nog beter? Nee, ek dink as ons kyk na die wedstryd wat ons verloor het en wat ons gelyk op gespeel het, ek dink op tye was ons bietjie swak op verdediging geweest. Maar ek moet sê tussen dit en die Paul Roos wedstryd het ons dit baie goed opgeknap. So dis ietsie wat ons nog steeds wil verbeter. Ek dink ons dissipline op die aanval kan ons 'n klein bietjie beter maak. Ek dink ons het dit goed gewys teen Boland Landbou wat ons in staat toe is om te kan doen as ons dit reg kry. Ek voel net dis nog nie konsekwent genoeg nie. Teen 'n span soos Grey gaan jy konsekwent moet wees in die dissipline op die aanval en dan ons werkverrigting na ons die bal geskop het. Ek dink as jy kyk na die Parel Boys wedstryd, ek dink dit was een van ons groot Achilles heels was ons het geskop. Ons maak dit net ons verdedigingslyn na ons geskop het was nie wat dit moes wees nie. So dis ietsie wat gaan moet goed wees teen Grey want anders te gaan jy agter die paal staan baie vinnig. Gewoon iets wat my nou beïndruk het van ons gesprek vanoggend is dat jy baie nederig en dankbaar daarvoor is. Is dit iets wat jy probeer deurgee vir spelers? Ja, ek hoop so. Kyk, is 'n gevoel wat jy kry as jy by Affies werk. Mense sal sê jy's 'n goeie afrigter, maar ek voel ek's 'n goeie afrigter want ek werk met topklas kinders. Ek werk saam met topklas mense. Ek dink dit stem af van dit af en ek probeer dit spreek vir die seuns ook. Ek dink hulle is bevoorreg om in 'n skool soos Affies te wees. Ons is bevoorreg om 'n bepaling te hê soos hierdie naweek waar jy jouself kan uitleef teen die beste in die wêreld. En jy weet hulle word afgerig deur topklas mense, al is dit op die rugbyveld of in die klaskamer. So ek dink as jy heeltyd net aan dit dink en dit sit in jou agterkop vas, kom daai dankbaarheid kom van self af. So ek dink as jy met die seuns ook praat, jy weet hulle verstaan wat in alles ingaan en jy weet hulle straal dit uit. Maar ek doen sê vir hulle as jy oor daai lyn trap 2 uur Saterdagmiddag dan sê nou vergeet jy nou 'n bietjie van daai en die hond moet so 'n bietjie uit jou uitkom. So ek dink die seuns het 'n baie goeie balans wat dit betref. So ja, weer dit soos ek vir jou gesê het om sulke tipe mense te kan werk op die veld en van die veld af. Dit maak sulke dinge net baie makliker. Baie dankie Rowan, baie voorspoed. Tweede staan bank vas. Dankie man, ek waardeer dit.